Ai, drank. Johannes 2 verse 9 en 10 sê, toe die hoofkelner die water proe wat wyn geword het, hy het nie geweet waar het vandaan kom nie, hoewel die dienaars wat die water uitgeskep het, geweet het. Roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit eers die goeie wyn voor, en eers wanneer hulle begin dronk word, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou teruggehou. Ai, drank is dikwels 'n verdelende kwessie vir Christene. Sommige glo as jy jou hart vir die Here gegee het, drink jy nie meer nie en klaar. Ander egter gun hulle self 'n glas wyn. Kom ons bespreek dit reguit en kom ons begin by Jesus. Jesus het wyn gedrink en Jesus maak wyn vir die gaste op die bruilof. Jesus noem homself die ware wynstok. Hierdie feit alleen beëindig eintlik die argument. Ons hoef nie Christeliker as Christus te wees nie. Die vraag is egter hoe ons drink, en daaroor het die skrif iets te sê. Die bogenoemde beteken natuurlik nie ons moet wyn drink nie. Dit beteken ons mag wyn drink. Wat ons moet doen as Christene, heel eerste, is om vir mekaar ruimte te gee in liefde en toe te laat dat die Here elkeen lei in sy eie persoonlike keuses. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u liefde en genade en vir die vryheid wat ons in Christus het. Help my egter om my vryheid verantwoordelik te gebruik. Nie om die vlees te behaag nie, maar om nader aan u te leef. Amen. Die Here seën jou.